Daar sê ek, ons probeer weer. Goeienaand, hallo. Hi. Niemand sê vir my terug hallo nie. Nee, regtig julle. Ek het daar by die Kaapenaars met julle gebrek, maar nou weet ek nie so lekker nie. Ons begin elke Sondagmiddag, self al werk eers kom nie saam nie, begin ons met Jesus stories, en ek sal sommer 'n bietjie getuig. Die Here het ons regtig bederf. Linda se broerle het haar in die bos toe getrek van die Kaap af. En Linda se ma se gesondheid is maar, sy is nou 86, amper 86 Linda. 87, so ons, sy wil graag gesien waar hulle bly, so ons het so saam met haar af. En ek was laas in Hartenbos, toe ek nog voor skool of net in die laerskool was, so dit is 'n bietjie verander. Dit is 'n rukkie terug en dit is 'n ongelooflike mooi deel van die land, die Here het ons regtig bederf. Ons het saam van die familie gekuier en kans gekry om 'n bietjie oor Jesus te praat en genesing te praat en oor abortus te praat en baie keer het die geselskap so 'n bietjie stil geword en is die onderwerp verander, maar dit was goed, was 'n lekker geleentheid om te kon getuig vir die Here en ons is verskriklik bederf. Dit was sommer, en ek het ontdek dat Hartenbos se see is net so warm soos Natal se see. Dis nie soos die Kaap in die strand nie. So kon vraggies in die see swem, dit was baie lekker. Enige met anders met die Jesus storie, iets wat julle graag wil gesels, getuig, wat gebeur het hierdie week? Linda, het jy, Tjoman het een? Tjoman, is dit Jesus storie of 'n onvergifnis vra? My Jesus storie hierdie week is, dit was eintlik laasweek sin. Kyle, wat daar by die ou huis van gebed was, hy en Cherise het altyd sondaande gekom, en dan het Ina met hulle so Bybelstudie iets gehad. En hulle is nou matriek uit by Via de Klerk, en ek het, hulle kry nie werk nie. En toe het hy daar, waar ou huis van gebed was, is nou Coastal Lawyer. En hy het daar gaan werk soek, en hulle het vir hom gesê, hy moet 'n leerlingbestuurderslisensie bring, of aansoek doen vir een, dan kan hy begin. En ek het toe gedink, dat ons sal help, dat hy sy learners kan kry. En toe is ons nou op pad om 'n bestuurskool te gaan soek, maar hulle het nou die nommer van die duurste een. En ek het gegaan en ek vra vir hulle wat dit gaan kos en alles, en hulle die prys wat eers daar was, wat hulle gequote het, is toe heel wat duurder. En ek besluit, nee, ou kan nie dit vir 'n ouetjie betaal, wat jy kan liewer anders goed met hierdie geld doen. En ek ry toe en ek sê vir hom, kom ons gaan soek 'n ander plekkie. Ons ry en ek kry niks, maar toe ek sien, toe ek hier voor Coastal Hire. En ek sê vir hom, nee, kom ek en jy gaan in, en dan praat ons met die mense. En dan kyk of dit nie gaan werk nie. En ons is daar uit, maar hy het 'n hoodie aan, en sy hare was nie mooi nie, en hy's koud. Ek sê vir hom, nee, kom trek 'n bietjie af die hoodie, en maak jou bors styf, laat ons hier aangaan, leer so 'n bietjie etiket ook sommer daar. En ons is in en met die ou gepraat, maar hy's net 'n bestuurder, hy was nie die eienaar nie. En hy sê nee, hy sal met die baas praat, en dan sal hulle Kyle bel, hulle het sy nommer, of hy kan die middag kom miskien. En om 'n lang storie dan kort te maak, is hy hierdie werk toe gekry. Hy is aan die gang, hy is nou so 4 dagies, of is 'n week en 4 dagies, ja, wat hy dan nou al werk, en dit is net vir my 'n groot Jesus storie in my lewe gewees. Amen, dankie Dad. Here se goedheid om 'n pad te maak, en Tjoman se hart waar die Here werk om te gee, dankie daarvoor ook Tjoman. Ons ken jou so en waardeer jou so, baie dankie daarvoor. Nog iemand met die Jesus storie? Niks interessant, Linda? Sean en Josie. Louis gaan vir jou sê, jy kan maar vergeet, ek trek altyd die vrouens voor.
Ek wil ook net vir God so dankie sê. So I was 'n kattie, het so 'n bietjie siek geword, so 'n bietjie baie siek skielik. En toe sê die dieredokter, daar's so 30% kans. 30% is baie goed nie. En toe bid ons, want as hy mense kan gesond maak. En Marie se honde sal aangeraak en Jean-Michel hulle se honde sal gesond gemaak. So toe dan moet dit vir ons kat ook werk. En dit was 2 daggies en hy's by die huis, hy's lewendig. Hy is so cute. So ek prys net Jesus dat hy hom gesond gemaak het. Amen. Kyk, vir 'n hond kan ek verstaan, vir 'n kat is dit genade. Maar Ek wil net my vrou of Rolien roep. Een van julle twee sal moet kom. Asseblief. Want anders te gaan hulle dit nie doen nie. Ek sê vir hulle, ek het nou die oggend, het ek nou net klaar gestort en asof die Here vir my net 'n ding wys. Want ek gaan nie sommer na 'n kerk toe nie, ek gaan nie sommer na 'n groep toe nie. En as hy wys vir my hoe baie administration is daar nodig vir enige oorlog om plaas te vind, suksesvol plaas te vind. Hoe baie administration, hoe baie agter die skerms werk nodig het. En hy wys vir my net hoe biddende mense deel is van hierdie administration. En sonder dit geen oorlog, veldtog, enigsins sukses kan hê nie. Want hy sê in Korintiërs dat ons saam met hom werk. Ons werk saam met hom. Aan die begin van Korintiërs, ek dink 1 Korintiërs sê ons is medewerkers. En dis nou maar hoe hy dit vir my gewys het. Die mense wat agter die skerms is, wat besig is om te bid, is besig om die ander nie net te bid nie, maar ook om te deel soos hierdie testimonies. Is besig om ander mense te equip vir dit wat voor lê en dit wat moet gebeur, sodat hulle reg is vir die battle. Ja, wil maar net met julle deel, want ek is baie opgewonde daaroor. Rolien. Hallo julle. Okay, so gister was ons saam met John en Tersia uitgenooi na dat die mense het soos 'n Heilige Gees skoolding gehad, so dat die mense nou klaar gemaak, so hulle het nou sertifikate gekry. En toe was daar 'n tannie gewees daar so wat nou soos gehelp het met die uitdeel van die sertifikate. En sy het ewe skielik baie sleg begin voel. En hulle het toe vir haar gebid. En sy het net gaan sit en sy het water gedrink en in daardie oomblik toe wys die Here vir my, toe gee hy my visioen van hoe ek letterlik sien iets is besig, soos ek het soos 'n swart hand so om haar hart gesien. En die tannie het toe opgestaan en geloop en ek het bietjie begin bekommerd raak want sy het lank gevat om terug te kom. En ek net regtig geweet die Here sit dit op my hart om vir haar te bid. En toe sy nou terugkom, toe lyk sy nog steeds nie lekker nie en sy staan toe weer op en loop. En toe besluit ek, nee, wag, nou is my kans, ons moet dit nou maar vat hierso, en nou gebeur daar iets met die tannie. En toe sê ek vir Tersia, nee, kom, ons moet nou vir die tannie gaan bid vir haar hart. En toe ons daar by haar aankom, toe sê ek vir haar, tannie, is daar iets fout met jou hart? En sy sê vir my, ja, hartpyn verskriklik baie erg. En ons begin toe vir haar te bid, en toe op die einde van die dag, toe lei dit dat die tannie bevryding gekry het. En toe begin sy beter te voel, so prys die koning daarvoor. Amen, Linda. Isn't there anyone else with a Jesus story? Maybe after I shared mine, more will come because I'm going to invite and encourage you. So my Jesus story isn't a fireworks and bam thing.
It's just a grateful heart for what the Lord is doing and how the Lord works. The last verse of Psalm 23, I think it's the last verse. In the Afrikaans, one of the Afrikaans translations, it says, Goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. If I directly translate it, it says, goodness and favor will follow you all the days of your life. And that's one of my favorite scriptures, because that's a promise to each believer, that God's goodness and God's favor, His kindness, will be with us always. And when I think back over our lives, I see that in our lives. And so Marie already mentioned the trip that we did with my mom. And I'm so grateful this morning as I spoke to Holy Spirit and I said, what will I share as a Jesus story? And Holy Spirit just reminded me of how good God is. It's now 3 years ago that my mom has been diagnosed with a late onset Alzheimer's and Parkinson's. And 3 years ago, we didn't know what the road ahead will look like. I could not even imagine that 3 years later, I'll get on a plane with my mom and fly with her to the Eastern Cape to see my brother's new house. And I'm grateful to God that He is sustaining her in spite of 2 incurable diseases according to the medical profession. And I'm still standing for my mom's healing. And I pray for her every day that the Lord will give her clarity of mind. So maybe if you go and sit down with my mom, she won't be able to have a conversation with you anymore. But she's still almost fully functioning at age 87. So I'm grateful and I honor God for that. And I give Him all the glory for that. Because according to the medical profession, it's not supposed to look like that. But it's looking like that because of who God is and because of what He does. So I am just extremely grateful for His provision and for Him just keeping my mom in the palm of His hand and for His goodness and favor also following her all the days of her life. So yes, I'm grateful for that. And so if any one of you has a story, just something that you are grateful for. Sometimes we think when we share Jesus stories, it must be something the Lord did that's big. But God's faithfulness is big. And things that we can be grateful for is big. So anyone who just want to share something to encourage all of us with of gratefulness, you're so welcome to come. Thank you, Cheryl. And then the rest of you can also line up so long. Great is His faithfulness. This week on Tuesday, my car broke, and I didn't know what I was going to do because the finances and what I just really prayed to God, and I just thank the Lord God for His people, for the faithfulness that God's people will hear His voice and the help that I received from God's people. And also that He's provided financially in every way. He is good. We just give Him thanks. And the word, that's exactly what you said. Surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. And I just see that. We thank the Lord. Amen. Thank you, Cheryl. No one else with a grateful story? Thank you, Sean. Yeah, I don't know if I've ever shared this, but in terms of God's faithfulness, we tend to be lacking in patience, right? We pray for someone, we want to see healing right now. And then sometimes God tests us. So I just want to share one testimony.
Like one time, me and Stefan, we went there was a guy that we met in town. We prayed for them in town while we were just walking around and looking for who the Lord puts on our heart to pray for. And shortly after that, this family invited us to come and pray because the lady had, she was an elderly lady, about, I think maybe 70s, late 70s maybe, definitely more than 70 years old. And her bladder had a lot of problems where she said it was like sagging, like gesak. So she had a lot of discomfort, always. And we prayed for long there. Her son is I would say like a bit of a paraplegic. If I'm using the right words, he's in a wheelchair. I'm not sure exactly what disabilities he has, but what he asked for was just prayer for peace. He had a lot of torment, and that he got. We prayed for him also for long, and he got freedom there. And the lady didn't say anything happened. She said she's got peace, that she will be healed. And after, I think we were there more than an hour, maybe 2 hours or so, she said, it's fine, you guys can go home. We went home and just asked the Lord, she's in your hands and let your will be done. Forgot about that. And about, I would say, 4 to 6 months later, her son sent me a WhatsApp and he said, thank you so much for coming that day to pray. My mom is completely healed. She's got no more discomfort. Everything just the one morning when she woke up, it was just gone. No more discomfort, bladder working perfectly, exactly how it's supposed to be. And I think it's just one of the things, like, we need to always put someone, the person that we prayed for, they're not your burden, they're God's. We do share burdens, but ultimately it's in God's hands, and He remains faithful. Even in times when we are not as faithful as we should be, He remains faithful. Yeah. Okay. Thank you, Sean. That is so true. Here's just one quick other Jesus story. So we also had the opportunity to meet up with friends whom they were very precious friends while we were still living in Kempton Park, and they moved to Harold's Bay, and we went to see them on Thursday. And also for you guys who know Dion and Almin Grobler, who moved to George, we also went to see them. And what was so amazing to me is when Henny and Trix we saw 18 years ago, and Dion and Almin a few years ago. They moved to George 11 years ago, but we did see them once or twice in between. But what was so amazing to us as family, as friends in Christ, we just picked up where we left off when we saw each other the previous time and had such amazing fellowship in the Lord. And that's amazing about being part of the body of Christ, that we can not see each other for a long time. And then when we get to see each other again, it's like just being part of the family. It's the Lord is the glue that's gluing us together. And we can have fellowship in Christ with people that we don't see often and just be blessed. So that was just a blessing. Okay, so let me just do a few announcements. I don't have slides for the announcements, but I want to remind you of the healing rooms every Tuesday between 12 and 2. So we will have healing rooms again this coming Tuesday. If you want to become part of the ministry team praying for the sick, please come talk to me afterwards.
But if you know of someone who's fighting sickness in their bodies, or someone who, if you yourself is fighting sickness, you are so welcome to come on a Tuesday in those time, between that time, 12 to 2, and we would love to pray with you for healing. Or if you know of anyone, they can send us a detailed WhatsApp prayer request, and we will pray for them over WhatsApp. And then also the Joshua Here internship. Please, if you know of any young people who just finished school, don't know what to do with their lives, tell them about the Joshua Here internship to contact us. But remember, it's not just for young people who finish school. It's for anyone. If you are retired, stay-at-home mom, or called by the Lord and you want to grow in intimacy with God, discover your true identity in Christ and God's custom-made purpose for your life, this is the place to be. And then also the counseling school, which is part of the Joshua Here internship, but open for anyone. It will start the 19th of February, and it consists out of 7 modules. And the classes are on Thursday evenings throughout the year, but we break with the school holidays. And the cost for that is 700 Rand per person. And you are so welcome also to just send me a WhatsApp or talk to me afterwards, or come to the house of prayer during the week. We are open for our all our corporate sets and in between. So from Tuesdays to Fridays, you will get all the full schedule on our social media platforms. Yes, and I think that's all. Mary, is there anything else? I just also want to ask that we pray for the Eastern Cape. We've been there now, and they are in already a 3-year drought season. They're supposed to get rain, but there isn't any rain. I think the recent fires was also due to the drought. Let us pray for the Eastern Cape for rain. It's green when you drive around, and when you see the rivers, you don't think there's drought, but they do have a drought. And we can really trust the Lord to break that and to send rain to the Eastern Cape. Marie, thank you. Woord van die Here sê, ons hemelse Dad vat al die watermassas van die wêreld en hy speel daarmee in sy handpalm. Kom ons staan, kom ons bid gou vir die Oos-Kaap en vra die Here vir reën. Daar's regtig baie streng waterbeperkings. Ouens mag nie hulle tuine nat maak nie, mag nie hulle karre was nie, en dit is nou amper 3 jaar. So kom ons bid vir hulle. Vertrou die Here. Die Here sê, gee vir ons gesag, ons bid uit hemelse plekke saam met hom, en kom ons sluit die sluise van die hemel oop. Ons bid almal saam, en ek sal vir ons die gebed afsluit. Hemelse Dad, ons kom in die naam, die kosbare, stunning, beautiful naam van ons Here Jesus Christus. Dad, U sê dat in die naam van Jesus kan ons enigiets vra wat in lyn is met U wil, en dit reeds vir ons gegee. En daarom kom ons in U naam, ons gee die eer, die aanbidding, die lof, die heerlikheid aan U. En ons beveel die wolke van die ooste en die weste, en die noorde en die suide, om by mekaar te kom. Here, sal U die wolke swaar maak, sal U reën uitgiet, sal U kinders se pleidooie hoor, Here, sal U goedheid uitbars oor hierdie mense, asseblief, Dad. En ons sê vir U dankie daarvoor, in die naam van Jesus. Amen. Ek kan my sitplekke inneem, ons gaan ons liefdesgawe opneem, en dit is so eenvoudig, ouens, omdat jy behoort aan 'n God wat voorsien,
wat bederf, wat versorg, wat 'n pad maak waar daar nie 'n pad is nie, wat 'n weg maak waar daar nie 'n weg is nie, wat sy finansiële beginsels eer. En baie keer moet ons dood eenvoudig in geloof aktiveer die beloftes wat die Here vir ons gegee het. In die Bybel is daar meer as 3000 beloftes vir God se kinders. Nou hierdie suig ek so 'n bietjie uit my duim uit. Ek dink ek is baie naby aan reg. Ek het nog nie heeltemal die navorsing gedoen nie, maar ek het 'n vermoede dat so 90% van daardie beloftes, dalk bietjie minder, dalk bietjie meer, het 'n voorwaarde. Want God sê doen dit en ek doen dit. Doen dit en ek doen dit. En dan is daar beloftes waar daar geen voorwaarde aan gekoppel is nie. En 'n belofte gebeur die meeste van die tyd nie outomaties nie. God word geëer. Die Here sê dit bring eer in hom. Dit maak sy naam groot. Hy word behaag, sê die Bybel. Hy word tevrede gestel deur ons geloof. Want ons geloof sê eintlik vir ons hemelse Dad, ons vertrou U. U is 'n goeie leier. Ons is veilig by U. Aan die goedheid is daar geen einde nie. En finansiële beginsels is dieselfde as ons in God se koninkryk ons tiende gee, die plek waar ons geestelike kos kry. En as ons saai, eerste vrug, dan kom die Here en hy sê, ek sal die sluise van die hemel oor jou oopmaak. Ek sal vir jou gee dat daar nie plek is om te stoor nie. So kom ons eer die Here en weer eens ek wil jou net nooi om by 'n plek te kom. Gaan nie oor vanaand nie, dit gaan oor ons lewens. Waar ons God se goedheid en oorvloed kan beleef. Wat is 'n goeie Vader. Terwyl ons die liefdesgawe opneem, gaan Petrus ons bedien met 'n lied. En laat toe dat die Here jou bedien. Laat toe dat die Heilige Gees in jou werk. Sing saam, fokus, kom nader. Ons gaan vanaand verder gesels daaroor om te weet waar hy is. En een van die plekke wat ek nie eens vanaand gaan noem nie, as ek nou daaraan dink, is hy is definitief tasbaar teenwoordig, sê die Bybel, oor die aanbidding van sy volk. Kom ons geniet dit. Petrus, baie dankie. Kom ons aanbid die Here. Sit by die Here en laat toe dat hy sommer net jou hart bedien. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na waters waar rus is, lei hy my heen. Sing het weer. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit, baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots, baie diep haal hy my uit, baie diep haal hy my uit, baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots, baie diep
is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep, baie diep haal hy my uit, baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots, baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots, baie diep haal hy my uit. Abba Vader, dankie dat ons U vanaand kan eer. Dat U werklik die een is wat deur die Gees kom en deur die woord, en wat ons voete op 'n ewige rots kom plaas. 'n Rots wat niks in die heelal, niks wat bestaan of ooit sal bestaan nie, kan beweeg nie. 'n Rots genaamd Jesus Christus, die waarheid en die waarheid van U woord. Dankie dat daar geen storms in hierdie lewe is wat hierdie rots kan beweeg nie, dat ons veilig by U is, dat U ons veilige skuilplek is, dat ons in die arms in die hart kan inhardloop en gekoester word deur wie U is. Heilige Gees, U is so welkom. Heilige Gees, sal U Uself en die Vader en die Seun vanaand vir ons kom wys. Sal U vanaand aan ons binnekant 'n verwagting, 'n ontmoetingsverwagting kom wakker maak. Sal U vanaand deur die routine, deur die gemeentein, deur die gewone, deur die elke week se ding kom breek, en dat ons weet dat U is die waarmaker van U woord en ons is veilig en U begeer and you desire, Lord. Oh, U is so beautiful, stunning, fabelagtig. Dankie Heilige Gees. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Kom ons staan en ek wil vra dat jy vanaand die Vader en die Seun deur die krag van die Heilige Gees sal aanbid. Dat jy vanaand sal lief hê en sal jou hart oopmaak om liefde te ontvang. Waar jy staan voor ons begin, wil jy nie sommer vir Heilige Gees vra om deur jou te kom aanbid nie. Vir hom sê dat jy hom nodig het nie. Dat ons dit nie sonder hom kan doen nie. Kom ons vra hom, kom ons nooi hom. Daar is net een gebed wat ek jou kan waarborg 100% wat nooit beantwoord sal word nie, net een. En dis 'n gebed wat nie gebid is nie. So elke keer as ons Heilige Gees vra, as hy waarmaker, dat jy maak vir hom saak. Dankie Here. Come, let us bow down before Him. His banner is love over us. His mercies are new every morning. I'll sing, oh,
within our hearts, high within our minds. Jesus, you alone, our rock, our cornerstone, high within our hearts, high within our minds. Come, let us sing to the Lord. Come, let us bow down before Him. His banner is love over us. His mercies are new every morning. I'll sing so we lift you high, forever lift you high, high within our hearts, high within our minds. Jesus, you alone, our rock, our cornerstone, high within our hearts, high within our minds. So we lift you high, ever lift you high, high within our hearts, high within our minds. Jesus, you alone, our rock, our cornerstone, high within our hearts, high within our minds. I won't let the rocks. I won't let the rocks cry out in my place. We return the breath you gave without praise. I won't let the rocks
You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. If the Son has set you free, you are free indeed. If the Son has set you free, you are free indeed. If the Son has set you free, you are free indeed. If the Son has set you free, you are free indeed. 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 Amazing. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. If the Son has set you free, you are free indeed. If the Son has set you free, you are free indeed. If the Son has set you free, you are free indeed. If the Son has set you free, you are free indeed. 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 Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Honor you in everything I do. I honor you in everything I do, my Jesus.
Hemelse Dad, geef ons daardie genade. Papa, daardie genade om op 'n begeerte te reageer, om U te eer in alles wat ons doen. Dankie dat U waardig is. Dankie dat U groter is as omstandighede, as elektrisiteit, as klank. Dat U die waarmaker van U woord is, Here. Dankie dat U woon, dat U hier is, dat U tasbaar is onder die lofprysing van U volk. Ons lig U naam op, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Ver bo enige iets van hierdie wêreld. Ver bo enige bose mag. Lukas 10:19 sê dat U vir ons mag gegee om Satan en met al sy geweld te oorwin, sonder dat enige iets ons enige leed sal aandoen. Dad, ons kom in die naam van Jesus en Heilige Gees, ag Papa, ek wil vra dat U by my sal begin en ons harte vrugbare grond sal maak, dat U woord ons sal transformeer, dat U woord ons nader in U sal bring, dat U woord ons beter getuies sal maak, dat U woord ons sal aktiveer, dat U woord 'n nuwe vuur ons in die brand sal steek. In die naam van Jesus. Amen. Baie dankie Petrus, dat jy aangehou staan het, in spite van die krag, ons waardeer dit so baie. Julle sit, julle hoef nie dis plekke in te neem nie. Ek onthou baie jare terug, ek wil net gou, baie jare terug, ek was 'n student in Bloemfontein, en op daardie stadium was die grootste begeerte in my lewe om voltyds vir die Here te werk, en wat ek geweet het is 'n jong man wat in 'n NG Kerk groot geword het in Brandfort is, jy moet predikant word. Ek het nie eens geweet daar bestaan iets soos 'n sendeling nie. So dit wys jy hoeveel sendeling het by die kerk kom praat waar ek groot geword het. In my geval, en my grootste vrees was om voor mense te praat. En ons is Speklapsies 13 waar ons uitgereik het, straatwerk gedoen het, en 1 tot 1 is okay. En ek voel die Here sê, ons moet by hierdie rockkonsert van Jesus gaan vertel, is op Logan, 'n park so in die middel, so 'n paar duisend studente. En nou gaan ons, en nou gaan jy vir my lag nie. Die ingang was R20 per persoon. As studente het ek nie R20 gehad nie. Jy kan dit nie glo nie, maar in elk geval. En ons kom by hierdie hek, en hier staan hierdie manne, en ek sê, Here, maar ons kan nie inkom nie, wat gaan ons nou doen? En die Here gee vir my 'n skrif daar waar Jesus die donkie vol laat haal het om in Jerusalem in te ry. En dan skrif staan daar, hulle moet vir die ou vir hulle vra, kom vat hulle die donkie, moet hulle net sê die Here het hom nodig. En ek stap na die hek toe, ek en 2 van my vriendinne, en ek kyk die ou so in sy oë by die kaartjies, en ek sê vir hom, die Here het ons nodig. Ek dink hy was so geskok uit ons laat ingaan, en ons stap in, deur die hek, en verby hierdie honderde mense, op in die States, niemand keer my nie, ek stap vorentoe, almal kyk my so, dat was so, en het breek tussen 'n liedjie, ek sê ek moet oor die Here praat, en ek geef my 'n mic, en ek staan met die mic voor die mense, en daar gaan die hele plek se krag af. Niks. Geen krag, geen sound, gee ek maar die mic terug. Maar in elk geval, so, ja, mis vergeet partykeer as ek daai mooi goed wat die Here doen, mis net in die begin by hom uitgekom het. Werk hierdie skerm nou. Okay, goed, op die skerm Johannes 17 vers 24 tot 26. New King James vertaling. Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me. For you loved me before the foundations of the world. O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these have known you, and these have known that you sent me. And I have declared to them your name, and I will declare it, that the love with which you loved me may be in them, and I in them. Ons gesels vanaand weer oor die eerste deel, gaan 'n bietjie verder gaan. Father, I desire that they also who you have gave me may be with me
where I am. Ons het die vorige keer vir mekaar gesê, laas jaar was die skrif wat die Here vir ons gegee het, ons wil verder op voortbou hierdie jaar, Matteus 4 vers 4, en hier is waar Jesus versoek word deur die vyand, maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat in die mond van God kom. Ek het 'n geestelike pa op 'n stadium in my lewe gehad, oom Chris Appelgrein. En ons het eendag by oom Chris geëet in Pretoria, en hy het my so stip in my oë gekyk, en het vir my gesê, Maree, jy moet hier altyd onthou, jy is vandag wat jy gister gesê het. En ek praat nie van 'n New Age of 'n prosperity preaching nie. Die Bybel sê vir ons woorde het die krag van lewe en van dood. En Jesus sê ons sal leef van elke woord, met ander woorde die logos wat die Heilige Gees vir ons sê, elke woord wat in die mond van God kom. En net so terloop hierdie so aftree sypaadjie, so nou na die hoofpad toe teruggaan. Hoe gaan dit met jou woorde? Wat het jy hierdie laaste week oor jouself gesê? Wat het jy oor die omstandighede gesê? Wat het jy in uitdagende omstandighede gesê? Watter woorde het daar uit my en jou mond uitgekom? En ja, miskien 1 of 2 woorde wat dalk nou nie heeltemal in lyn is met mooi goed Christelik gaaf nie. Maar dalk meer is dit, watter woorde het dalk nie uit jou mond uitgekom nie. Waar is daar die papier, daar die boekie, daar die bladsye, daar die onthou, daar die recordings op jou foon, profetiese woord wat jy by mense gekry het, en baie keer het dit dalk op 'n oomblik nie dadelik vir jou iets gesê nie, en dit gaan bær op die rak, en dit is 'n goeie ding. Maar daar die 1 of 2 wat jy geweet het, sjoe, maar hierdie raak aan my hart, hierdie is God. Leer dit daar op 'n rak en verwag ons dat dit van self gaan gebeur? Verwag ons dat dit sommer net self in vervulling gaan kom? Of het ons se deel? Was God se deel om dit in ons hart in te release? Om ons hart aan die brand te steek? Onthou julle die Emmausgangers? Hulle het saam met Jesus geloop en hulle het hom nie herken nie, en toe hulle hom herken, besef hy is, toe sê hulle, het die woorde wat hy gesê het, nie 'n vuur in ons hart aan die brand gesteek nie. Wat maak jy daarmee? Want ek wil vir jou sê, dat is 'n goeie kans dat die meeste daarvan nooit gaan gebeur, as ons dit nie proklameer, daarop staan, met God daaroor praat, vir God vir inligting vra, met hom daaroor kuier nie. Ekskuus, Josie, en almal wat al so lank saam met Jenny, kom hy weer. Ons het Tannie gehad, en nou gaan Linda my help, ek vergeet alweer haar naam, wat in die profetiese was. Boere Tannie. Tannie Elsie Dreyer, ekskuus Tannie Elsie, jy is by Jesus, ek dink nie, gee om nie, maar in elk geval, en sy het hierdie fenomenale profetiese, sy het in die ampt van 'n profeet gestaan, maar geen titel, geen fancy naam, geen sy dassies of diamantknopies nie, sommer net hierdie boere Tannie, wat net by plekke gekom het, en aan die Here met haar gepraat, sommer so reguit en direk. En as die NG Kerk wat haar 'n paar keer teruggenooi het, baie interessant, en sy kom by hierdie kerk, en die kerkraad is daar, en Tannie Elsie bedien hulle, regtig julle op hierdie eenvoudige manier, jy is, maar dit is so akkuraat, en sy sê vir hierdie een diaken, sy sien, hy staan voor mense, en hy leer hulle, en baie mense luister na hom, en hy breek die woord van die Here oop, en sy bedien elke week omtrent op 'n ander plek, of baie plekke in die land, en sy was 3-4 jaar terug by hierdie gemeente, en die diaken sê, wat, ekskuus Tannie was 4 jaar terug hier, en Tannie het presies dieselfde woord vir my gegee, dat ek die woord leer, dat ek voor mense staan, maar dat nog niks gebeur nie. So, ekskuus, ek dink nie hierdie is van die Here af nie. En sy kyk hom so, sy sê van Boeta,
Na ek die woord vir jou gegee het jy 3-4 ure op 'n dag in die Bybel spandeer. Hy sê nee Tannie, sy sê jy sal nooit in jou lewe enige iemand leer nie. As God vir ons 'n gawe gee, as God ons wil gebruik, as God vir ons 'n woord, 'n belofte gee, is daar 'n deel wat net God kan doen en is 'n deel wat ons moet doen. As die Here sê, is die evangelis fantasties, hy sal saam met jou werk, hy sal wonderwerke doen, hy sal deur jou vloei. Iewers moet jy opstaan, uitgaan en jou mond oopmaak. Anders gaan dit net nooit gebeur, wat ook al nie. So die woorde is verskriklik belangrik in ons lewe. Ons het in die Bybel gesien dat menslike begeerte geweldig sterk is. Regte begeertes. Ons het gekyk na Samson wat Delila begeer het. Dit was net 'n bietjie begeerte van last geweest, maar hy het hierdie girl gesien, hy wou hierdie girl hê. En hy was bereid om alles te verloor. Sy eie mense, sy eie familie, sy verhouding met God, die Nasareëner salwing op sy lewe, sy krag, sy roeping, alles verloor as gevolg van hierdie begeerte. Van Dawid, een van sy dapper helde wat hierdie hele Filistynse leer geleppekrol het. Kan jy dink, hierdie duisende soldate, tente, vuurtjies, wagte oral. En hierdie ou gaan in die nag dwars deur hierdie hele kamp. Want hy het gehoor Dawid begeer en hy wil vir Dawid eer die water, die fontein daar in Bethlehem. Dawid gee dit uit as 'n lofoffer voor die Here. 'n begeerte. Esau wat gaan jag. En ek weet nie of hy nie 'n baie goeie jagter was en of dit droogte was of wat ook al nie, maar en ek weet nie hoe lank hy in die veld was nie. Ek weet nie of die Bybel vir ons sê nie, ek kan nie onthou nie, maar Esau gaan jag en hy kom terug en hy is op. Hy is frik van die honger en sy broer het lensies opgekook. En hy sê, kan ek van 'n sop kry? Sy broer sê, het gaan jou iets kos, broer. Wat wil jy? Sy begeerte om sy maag te vul was so sterk dat hy die bonatuurlike in sy lewe prys gegee het. Want Jakob sê vir hom, ek soek jou eersgebore reg. Ja, ek sien die ouens in die Bybelse tyd het verstaan wat die krag van woorde is. Hulle het verstaan wat God se woord doen. Hulle het verstaan daardie blessing wat 'n seën oor sy pa of bid create sy lewe. Dit bring tot stand in die geesteswêreld. Dit vorm die res van jou lewe. Dit is dinamies, dit is kragtig. Dit breek 'n pad oop waar daar nie 'n pad is nie. Dit het meer waarde as enige iets. Hy sê, okay, gee my 'n bietjie sop, jy kan my eersgeboorte reg kry, want hy het begeer, want die begeerte in hom na kos is so sterk. In die gedeelte is dit op 'n heeltemal ander vlak. Dit is heeltemal 'n ander dimensie. Want dit is nie 'n mens wat hier begeer nie. Dit is God self. Jesus Christus die Here. Die een waarvoor elke knie sal buig, en elke tong, elke Islam, elke satanis, elke heks, elke hoofpriester, elke ateïs, elke professor, elke visserman, elke boer, elkeen, as Jesus terugkom, gaan die knie buig en erken dat hy die Here is. Dis hierdie man, dis hierdie God wat begeer. Hy begeer. En die vraag waar ons oor die jaar gaan nadink in verskillende rigtings en temas en prakties en uitreik en disipelskap, maar die vraag is, hoe dink jy voel dit? Wat beteken dit as ons sê dat God begeer? Wat se impak, wat se ervaring, wat se krag, wat se vrystelling van die onbeperkte is daar in die hart van God wat begeer. Iemand wat begeer, as ons God iemand kan noem, die Godman Jesus Christus wat begeer en sy begeerte het geen grense nie. Sy begeerte het geen onbegrip nie. Sy begeerte het geen gebrek aan verstaan nie. Die woord onmoontlik kom nie daarin voor nie.
Daar's nie grense nie, daar's nie hoogte nie, daar's nie diepte nie. Hoe dink jy, hoe verwoord ons dit, wat maak ons klein verstandjie met iemand wat almagtig is, wat begeer? Ek wil amper vra, hoe is dit moontlik vir iemand wat almagtig is om te begeer? Hoe is dit moontlik vir hom wat 'n woord gespreek het en sterrestelsels en planete en sonnestelsels het tot stand gekom, hoe kan hy begeer? Hoe is dit moontlik vir God om te begeer as een letter uit sy mond enige iets tot stand kan bring? Hy sien hy begeer want hy weet liefde kan nie sonder keuse bestaan nie, en hy het vir ons, vir die mens, die vermoë gegee om te kies. En hy begeer dat ons sal kies, dat ons sal wil, dat ons sal wees waar hy is. Wat sy emosies begeer mee? Ek het groot geword in 'n kerk, en dalk van julle ook, ek weet van julle. En in die kerk het hulle my geleer, emosies is verkeerd. Mens mag nie emosioneel raak oor die Here nie. En dit was nie heeltemal verkeerd van hulle om te sê dis verkeerd nie, want ons mense emosies is soos die wind, dis op en af en links en reg en dwars. En ons kan nie as ons goed voel die Here lief hê, en as ons nie goed voel nie, die Here genees nie as jy so voel nie, hy genees want sy woord sê so. Niks met gevoel te doen nie. En tog is emosies God se idee. Kom emosies uit sy hart uit voordat aangeraak is deur die sondeval, is God 'n God van emosies, volmaakte emosies, emosies wat biljoene jare, triljoene jare voortyd bestaan, konstant is, dieselfde is, wat goed is, wat vol liefde is, wat vol begeerte is, wat vol aanrakings, emosies wat nie op en af gaan nie, emosies wat perfek en liefde gevorm is. Dis die emosies waarmee God begeer. Is altyd stabiel. Hoor jy wat ek sê? As ek sê God is altyd stabiel, weet jy wat ek sê? Weet ek dat ek vir jou sê dat as jy in die oggend opstaan en jou asem stink en jou man en vrou hou nie van jou nie, want jy nog jou tande geborsel nie, dat God jou liefhet. As jy by 'n plek kom waar jy sê, Here, ek was nou totaal al u gemis, ek was ongehoorsaam, dat sy emosies oor jou glad nie verander nie. Glad nie. Ja, ek en jy kan planne en destinies en uitkoms verander in ons lewens, maar ons kan nie God se emosies verander nie. As 'n babatjie gebore word en die babatjie is in 'n morales, normale ouerhuis gebore, dan is mamma en pappa vir die babatjie lief en al wat hy doen is skree en doeke vuil maak. Hulle liefde kom nie eers die dag as hy vir hulle kan dorp toe gaan en groceries gaan koop nie. Dit kan nie verander nie, dit kan nie wissel nie. Dan is die vraag, wat is dit wat Jesus begeer? Die antwoord is eintlik skrikwekkend. Wat begeer almag? Wat begeer alwetendheid? Wat begeer hy wat nie grense het, 'n begin en 'n einde het nie? Die skrikwekkende antwoord is vir jou. Vir my en vir jou. Klein stofdeeltjies in vergelyking met die heelal. Die Bybel sê ons is soos 'n veldblom, die een dag is ons daar en die volgende dag is daar niks. En hy begeer ons. Hy begeer ek en jy. Sien, as mens iets begeer, is jy gewillig om iets daaraan te doen. As jy van dit kan onthou, is dit jou begeerte om 'n Springbok rugby speler te wees. En dis alhoor jy dink en dis alhoor jy praat. Iewers gaan jy vertrou, gaan jy bid, gaan jy smeek, gaan jy plan maak om in die beste sportskool in jou dorp te kom. Iewers gaan jy op die pad begin hardloop om fiks te word. Iewers gaan jy in die gym instap om jou spiere groter te maak, om sterker te word, want jy het 'n droom, jy het 'n begeerte. Jy sit meer in as die ander. As die ander ouens na die rugby oefening gaan hamburgers eet, dan draf jy huis toe.
Want jy het die begeerte. André Venter, een van ons bekende Springbokke wat in sy onderlyf verlam is nou, briljante Springbok, oor en oor vertel die stories as hulle geoefen het, klaar is en die spanbus van die ouens huis toe, dan sê nee, so raad, dan draf hy hotel toe. En hy wil altyd 'n millimeter beter wees, 'n millimeter fikser wees, want hy het die begeerte. Jy gaan video's kyk, jy gaan tegniek verbeter, jy gaan leer. Wat het Jesus gedoen om sy begeerte in vervulling te bring? Hy het die hoogste prys betaal. Hy het homself verneder. Hy wat, die Bybel sê alles in die heelal deur Jesus se woorde tot stand gekom. Hy wat Jupiter in plek gespreek het met een woord, word 'n baba wat nie sy eie doeke kan omrou nie. Word 'n baba wat as hy honger is, nie vir homself kan sorg nie, wat 'n ma nodig het om vir hom melk te gee. Sy hele lewe lank, sonder krag van die Heilige Gees, nie deur gehoorsaamheid, want hy is nog nie gevorm in die Gees nie, sê nee vir versoeking van sonde. Hy mis uit. Jy dink tog nie, hy het in 'n ander mense planeet groot geword as ons nie. Jy dink tog nie, hy was nie baie keer die oudman uit wat op die speelgrond agtergebly het, as maatjies iets anders gaan doen wat hulle nie moes doen nie. Want hy sê nee, ek het die begeerte, ek het die droom. Hy gaan hang in 'n kruis, onskuldig. Hy word gespoeg, gespot en geslaan deur hulle wat hy begeer. Deur hulle waarvoor hy leef. Deur hulle wat vir hom saak maak. Die Bybel sê ons kon sy gesig nie herken nie. Die fisiese marteling was dalk die minste van alles. In daardie oomblik dra hy elke siekte wat daar ooit sal bestaan in sy liggaam. Ek weet nie. Die Bybel sê het ons siektes aan die kruis gedra. Ek verstaan nie, ek kan nie dink, ek kan net imagine. Die Bybel gee nie vir ons meer inligting nie. Ek weet nie of hy kanker in sy binnekant vol vreed het nie. Ek weet nie, ek kan nie sê dit so nie. Maar dit gedra. Vir ons. Vir elkeen van ons. En ons aanvaar siektes. Ons sê, ag, dankie tog vir dokters. Ons maak vrede met pyne, asof daar nie 'n prys voor betaal is nie. En dan kom die ergste. Erger as 'n liggaam wat oopgeruk is, erger as hulle wat jy met jou hele wese, met goddelike emosies liefhet en begeer wat op jou spoeg. Erger as hulle wat saam met jou geleef het vir 3 jaar, 3,5 jaar en weggehardloop het en gesê het, ons ken hom nie. Dan roep hy uit aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? God draai sy rug op hom. Want God het nie 'n keuse gehad nie. Want jy sien, God kan nooit met sonde versoen nie. En God draai sy rug op elke sonde, en elke sonde moet gestraf word, en hy moes sy rug op Jesus dra, dat Jesus die volkome prys kan betaal. As jy gewonder het of hy jou begeer het, as hy jy gewonder het oor, wat was hy bereid om te doen vir jou? Die rede vir alles, die rede vir die kruis, die rede vir Golgotha, is Father, I desire, that they also whom you have gave me may be with me where I am. Hy begeer jou en hy begeer my, daar's die verterende vuur, 'n verlange in sy binnekant, wat hom aan 'n kruis laat hang. As die vraag dan is dat God ons begeer, en hy sê vir Vader, Jesus sê vir Vader, ek wil hê, hulle moet wees, Petrus moet wees, Kalien moet wees,
hulle moet wees, Angie moet wees, Jossie moet wees, hy moet wees waar ek is. As jy vraag, waar is Jesus? En die vraag, die antwoord is bietjie om na die diamant te kyk met verskriklik baie snykante. Voor die skepping van die aarde en die mens was Jesus net soos Vader en Heilige Gees alomteenwoordig. Hy was oral, in alles op dieselfde oomblik, alles ontstaan deur hom, hy is God. Hy maak 'n keuse om reg te maak die gemors wat Adam gemaak het. En hy word swak. Hy word gebore as afhanklike, totale afhanklike baba. Vir 33 jaar is Jesus mens hier op aarde. Sy fisiese liggaam is op aarde. Hy wat oral in die verste planeet, in die verste uithoek van die uitspansel op dieselfde oomblik kon wees as wat hy in Jerusalem is. Hy verneder homself, hy beperk homself om op een plek op 'n slag te wees. Om fisies vasgevang te wees in 'n menslike liggaam. Om tussen mense te wees. Tussen familie. Tussen sy disippels. Tussen sondaars en tussen prostituie. Een plek op 'n slag. Jesus kuier met hulle wat waarop ons neerkyk. Hy's daar. En nadat hy aan die kruis gesterf het, sy laaste asem uitgeblaas het, is sy fisiese liggaam vir 3 dae in 'n graf. En die Bybel sê in daardie 3 dae het hy ter helle neergedaal. Was Jesus se liggaam in die graf en sy gees was in die doderyk. Nou as jy gaan navorsing doen, oral waar ek kon lees en kyk, sê almal vir jou dat die hel waartoe Jesus gegaan het was die tussenfase, die plek waar mense was soos Moses en Aaron en daai ouens wat nog nie in die hemel was nie. Dit was nie die hel, die oordeel waar mense gestraf word en gebrand word nie. En wat het hy daar gaan doen? Uit oorwinning gaan behaal. As 'n vers wat daarop sinspeel dat hy die evangelie met hulle gaan deel het. Het Satan oorwin, hy het die dood oorwin. En hy het die dood uit opgestaan. Na die hemelvaart. En dis hoekom dit so eintlik skrifwekkend is as jy iewers in 'n katolieke of 'n ou kerk kom en daar hang 'n kruis en aan hierdie kruis is daar 'n man, aan hierdie klip op beeldhouwerk of in hierdie skildery hang Jesus aan 'n kruis. Jy kan dit twee kante te interpreteer, is goed om dit natuurlik te onthou, maar die kruis is leeg. Hy het opgestaan. Hy is glad nie meer aan die kruis nie, ofwel dit wat aan die kruis gedoen het, alles bepaal. Hy het weer sy plek opgeneem. Filippense 2 sê toe Jesus mens geword het, het hy sy heerlikheid, sy pragt, sy almag, sy glans as God soos 'n baadjie uitgetrek. En homself verneder om 'n baba te word, toe hy opvaar in die hemel kom, het hy al sy heerlikheid weer rondom hom gehang. Het hy gaan sit aan die regterhand van God. Die volheid van die heerlikheid wat altyd syne was. Hy is in die hemel. As Jesus dan sê, Father, I desire that also whom you have gave me may be with me where I am, dan impliseer dit 'n klomp goed. Natuurlik ons grootste beloning, die lint breek, die laaste oomblik, daardie laaste asem, is natuurlik, as ek en jy in hierdie tyd sterf, dalk voor Jesus kom, dat ons die ewige lewe in die sin van in die hemel by hom wees vir ewig en vir altyd, en dan op die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem saam met hom te wees. Dis ons beloning, dis alles wat saak maak. Hy begeer dit. En dis ook my begeer dat elkeen die evangelie sal hoor.
En dis hoekom ek en jy nie mag stil bly nie. En dis hoekom ons nie anders kan as om te praat en te vertel en te verkondig en te vra en te deel dat Jesus die Here is nie. Dis die grootste beloning. Openbaring 4 sê egter vir ons, deur stil te word, deur die krag van die Gees, deur te bid, deur te mediteer in die woord, kan ek en jy nou al in die hemel ingaan. Openbaring 4 sê Johannes, en ek het gesien, daar is 'n deur wat oopgemaak is. En hierdie deur is voortdurende tyd in die Grieks, en daardie deur is steeds oop, en ek en jy kan in gebed saam met Heilige Gees in die troonkamer ingaan, en God se teenwoordigheid ingaan. Die Bybel sê, ons is in hemelse plekke gesetel. Paulus vat dit 'n stapie ver, en ek dink in die geskiedenis het dit met meer mense gebeur, maar dis nie 'n belofte vir elkeen nie. Ek dink ons mag die Here seker vra, ek doen. Hy sê in die 4de hemel opgeruk. Hy sê daar is goed waaroor hy nie eens kan praat nie, wat ons nie sal glo as hy dit vir ons vertel nie. Jesus sê hy wil hulle moet wees waar ek is. Die Bybel is baie duidelik daaroor, ons gaan nou vinnig en 'n paar verse lees, dat elke wedergebore kind van God, dat Jesus Christus, deur die Heilige Gees, deur sy Gees, binne in jou kom woon. Ons is so gewoond aan hierdie woorde. Weet jy, vat mens betekenis van woorde weg? Of partykeer vestig jy dit, ek weet nie altyd hoe werk dit nie. Jy sê dit oor en oor sonder betekenis. Jy mag seker almal hoor dit en dit beteken absoluut niks. Hoeveel keer het jy al gehoor dat jy 'n tempel van die Heilige Gees is, dat Christus in jou woon? En so wat? Die belofte van Jesus, hy sê, ek gaan na my Vader toe, maar ek gaan julle nie as weeskinders agterlaat nie. Hy sê, ek gaan weg en julle word nie ewe skielik die eiendom van 'n stiefpa en 'n stiefma nie. Hy sê, ek gaan weg en julle is nie op julle eie aangelaat tot eendag wat jy doodgaan nie. As 'n verskriklike ligbek wat 'n lied geskryf het, dink is Bette Midler, ek weet nie of sy was nie, on a distance. Ons God is nie op 'n afstand nie. Hy verduidelik dat hy deur die Heilige Gees, deur sy Gees by ons sal wees. Johannes 14 vers 18, gaan dit baie vinnig lees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, my Vader sal hom lief hê. Luister, dit staan nie, ons sal na hom toe kom en by hom woon, ons Vader, Seun en Heilige Gees. Kolossense 1 vers 27, God het besluit aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimnisse vir die nasies is. Die einde daarvan is Christus in julle. Hy is julle hoop. Hy is julle heerlikheid. Wat maak ons hiermee? Daar vat ek 'n treetjie. Jesus vat dit saam met my. Nog 'n tree. Jesus vat dit saam met my. Sê iets vir Linda as ons argumenteer wat nie van die Here afkom nie. Jesus staan by ons, in ons, saam met ons. Die kerk, enige kerk, mense wat 'n jaar in die kerk is, sal die oomies kom en dan so daar op die parkeerarea vat hy sy sigaretjie en gooi hom in die grond en trap 'n bietjie dood. Want ek kan hom dan nie in die kerk rook nie. Verstaan nou so dat ons die kerk is nie. Dat hy in ons woon nie. Hy begeer dat ons
by hom sal wees, want hy kan by jou wees. Jy kan in 'n huis groot word met 'n pa en 'n ma en 'n boetie en 'n sussie. 'n Pa kon seer groot, hy's so introvert, hy praat nooit 'n woord nie. Jy kan in dieselfde huis woon, jy kan elke dag aan dieselfde tafel ontbyt eet, jy kan die aand saam eet en televisie kyk. Maar dit is so goed as paas onsigbaar. Dit is geen verhouding nie. Jy's in dieselfde huis, maar jy's nie by hom nie. Jy's in dieselfde huis, maar jy hou nie op sy skouer of lag saam met hom of tol nie rond saam met hom nie. Hy's in ons huis, maar is ons by hom. Dit waarvoor hy gesterf het. Galasiërs 2:19-20 in die boodskap. Maar wat my betref, deur net die vers 20 lees, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Bybel sê jy is 'n tempel. Christus se Gees, Christus self, God die Vader woon in jou deur die Gees. Binne in ons. Die implikasie daarvan is, as jy wedergebore is jy nooit alleen nie. As gevolg van die kruis sal geen kind van die Here ooit weer sê, kan sê, hoef te sê, my God, waarom het U my verlaat nie? As jy gebreek is, jy is wedergebore en jy maak droog, jy verloor jou meer en jy slaan iemand dood, hy verlaat jy nog steeds nie. Jy is nooit vir alleen nie. Ons het deel aan sy krag en sy karakter. Ons deel sy krag. Sy krag vloei deur ons noem dit die anointing, die salwing. Luister wat sê ons deel sy krag. Jy word nooit 'n klein goetjie wat God te dankbaar is dat jy op die planeet is nie. Hy is in ons. Hy is die vingerstok, ons is die rankie. Hy is die lewe vloei deur ons. Ons is die tempel. En dan gebid ons nie vir iemand nie, want wat nou as niks gebeur nie. Hy verander jou van binne af om meer soos hy te word. You become what you behold. As jy papa in die huis het wat saam met jou woon, en jou enigste droom is, ek het al baie keer gesê, my pa het geweldige karakter gehad, as ek eendag doodgaan, ek kan nie die helfte van die man wees wat hy was, sou ek goed voel oor myself. En ek het na hom gekyk, en ek wou soos hy wees, en ek wou soos hy optree, en ek wou soos hy dink. Dat hulle sal wees waar ek is. Waar ek is. Jesus in sy woord, Linda het 'n fenominale boodskap laasweek gehad daaroor, gaan luister daaroor, as jy het gemis het. In die evangelie begin Johannes anders as die ander evangelies. Die Matteus en Lukas begin met, en Markus begin met die geboorte van Jesus. Johannes begin met die identiteit van Jesus. En sy identiteit is die woord. En die Griekse woord daar is logos, die geskrewe woord. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. 1 vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader vol genade en waarheid. Die woord het mens geword. Jy sien, die woord is lewendig. Die outeur van die Bybel is lewendig, die Heilige Gees is nie dood nie. Die Bybel is nie dood nie. Die Bybel is die manier waarop Jesus met ons praat, waar ons alles toets in ons lewe. Hebreërs 4 vers 12, die woord van God is lewendig en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante. Dit dring deur self tot skeiding van siel en gees, van die gewrig en die murg, te beoordeel bedoelings en gedagtes van die hart. Hoe is Jesus die woord? Die Bybel is die venster. As ek en jy in die Bybel kuier, dan sien ons vir Jesus.
En ons in die Bybel kyk, sê Jesus vir ons, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Die Bybel is die stem waarmee Jesus vandag met ons praat. Natuurlik praat hy deur die Heilige Gees met ons, maar dit vloei in lyn in 'n karakter en samewerking en bevestiging met sy woord. Dit is sy stem. Lang terug, en ek dink nie mens kan dit radikaal as 'n waarheid sien nie, maar as ware daarin staan ek by Cape Viljoen predikant in Heilbron. En ek kan nie onthou of ek gesê het, maar ek wil God se stem hoor en gestoei daaroor nie. En hy sê vir my, Marie, mag ek vir jou iets vra? Hoekom moet die Here met jou praat en vir jou goed sê, as jy nie belangstel om die Bybel te lees nie? Soveel van die Here wat ons nie weet nie, want ons kuier nie in sy woord nie. En hy is goed, en baie keer kom mense radikaal in China of Noord-Korea tot bekering, hulle het een versie van die Bybel, gaan God nou nie met hulle praat nie. Natuurlik gaan hy met hulle praat. Weet julle, hulle is bereid om 10 dae te loop of 10 dae sonder kos te wees om daai een versie in hulle te kry. Want hulle verstaan die waarde van die woord. Die Bybel is openbaring. Ek en jy kan nooit vir Jesus, vir Heilige Gees of God ken sonder die woord nie. En ons kan nooit die woord verstaan as Jesus nie ons oë en ons begrip oopmaak nie. As die Gees van openbaring nie op ons rus nie. As Jesus sê hy begeer waar ons is, dan sê hy alomteenwoordig. Hy is oral. Hy is tussen ons, hy is in ons, hy is bo ons en hy is onder ons. Hy is in dieselfde oomblik en dieselfde sekond aan die regterhand van die Vader in die hemel. Hy woon in elke gelowige deur sy Gees. Hy is in die woord, in die Logos. Hy sê hy begeer dat ons sal wees waar hy is. Elke dag by hom sal wees. Hy gee belofte, Matteus 28 vers 20, laaste stukkie, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hy sê vir sy disippels, en weet ek nie of hulle eers verstaan het van die Hemelvaart, maar hy sê, ek is by julle. Ek is hier, ek is in julle, tot die wêreld ophou bestaan, van as julle by my in die hemel. Die Passion paraphrase, I am with you every day, even to the completion of this age. Boodskap, ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Hy sê, hey, ek verwag nie jy moet alleen vertel nie, ek verwag nie jy moet alleen bid nie, ek verwag nie jy moet alleen Bybel lees nie, ek verwag nie jy moet alleen dien nie, ek verwag nie jy moet alleen die minste wees in jou huwelik nie, ek verwag nie jy moet alleen skoolgoed was nie. Ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag, tot by die wederkoms, sal ek self by julle wees. Ons weet nou waar Jesus is. En sy beloning is dat ons met groot vrymoedigheid na hom toe gaan. Wat hou jou weg van naby wees? My sonde, nie regtig nie. Jou sonde maak jou lomp en my domp en dit maak ons afgestomp en ons struikel oor ons eie voete. Maar ons sonde laat hom nie wegdra nie. As jy glo die Here draai weg oor jy sonde doen, verstaan jy nie die kruis nie, die evangelie nie. Die manier waarop ons na onsself kyk, jou moontlik die meeste. Want as ons na ons eie lewe kyk, dan vind ons 300 redes om onsself te diskwalifiseer. Terwyl Jesus aan die kruis gehang het om jou te kwalifiseer. Die duiwel, ja, want ons kan nie vir hom sê, daar staan geskrywe nie.
As hy vir jou sê, God sal jou nooit weer vergewe nie, dan ken ek en jy nie die Bybel om te sê 70x7, of om te sê so ver as die ooste en die weste van mekaar verwyder is nie, om te sê dat die volkome prys betaal is dat in vrymoedigheid kan inkom nie. Heilige Gees sal ons kom help. Maak ons bewus van u begeerte, Jesus. Help ons om te reageer op u begeerte. Help ons om te wees waar u is. Want u die prys betaal. Amen. Amen. Baie dankie julle, be blessed. Ek kan nie vanaand vir julle selfs koffie na die tyd nie, want die krag was af.